Ons gaan die Bybel vanmôre oopmaak by die Evangelie van Lukas. Lukas die 4de hoofstuk. Ons gaan vanaf vers 14 lees, daar is 'n bietjie spelfout op die bord. Vanaf vers 14. En Jezus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer en daar het 'n gerig aangaan om deur die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Mag die Here sy woord seën aan ons harte, en mag die Here verheerlik word ook vanmôre in dit wat hier gesê en gedoen word. Soos ons bekend gemaak het, gaan ons nou praat vanmôre oor verlossing van depressiwiteit. Dis nie 'n lekker ding om oor te praat nie, en ek het 'n ander benadering tot die saak, maar kom ons kyk net daar, wat is die mag van daai soort van aanval op 'n mens se siel en gees en lewe. Verlossing van depressiwiteit. Hierdie een sê: Never have I dealt with anything more difficult than my own soul. Jou siel is die mees gecompliseerde stukkie mens wat daar is, en ons sukkel met onsself baie keer. Ons sukkel met onsself. En dis die moeilikste ding om met jouself te werk. En daarom het 'n mens baie keer hulp nodig van ander om met jou te werk, en vir jou te help om van dinge ontslae te raak wat jou pla en bind. So, dis die probleem in ons lewe, dat baie min mense verstaan hierdie onderwerp, baie min. So, die sielkunde is die terrein waarop hierdie dinge hanteer word, en ongelukkig weet hulle nie wat hulle doen nie. Dis die punt. En ek het al voor die hele wêreld gesê, hulle weet nie wat hulle doen nie. Sielkundige terme wat hulle valslik gebruik om depressiwiteit te hanteer en te noem, is baie dinge. Ek het nie die volle lys hier nie. Maar daar is geweldig baie dinge waarmee mense na hulle toe gaan, en dan sê hulle jy is depressief. Of jy gaan na iemand toe en hy stuur jou soontoe en sê jy is depressief. En ek gaan net vir jy so 'n paar dinge wys wat misgetas word in hierdie onderwerp. Daar is verwarring. So die eerste ding is angs en vrees. Jy gaan en jy is bang en vrees beheer jou lewe, en dan sê jy is depressief. Daar is 'n geweldige groot verskil tussen vrees en angs en depressie. Baie groot. Mense gaan met uitputting, hulle is moeg, dan sê hulle is depressief. Mense is bedroef deur dood en allerlei trauma, sê hulle is depressief. Jy is eensaam, en as jy gaan hulp soek, dan sê jy is pille, jy is depressief. Teleurstelling in die lewe vat 'n mens baie diep, maar dan word jy genoem, jy is depressieleier. Jy is teleurgesteld, dit is 'n normale funksie van 'n mens, al hierdie dinge is. Jy is moedeloos, en jy het swaar gekry, jy weet nie wat kant toe nie. Dis nie te sê jy is nou depressief omdat jy moed verloor het nie. Jy moet net 'n bietjie hulp kry, geestelike hulp.
Neerslagtigheid. Die Bybel praat baie van mense wat neerslagtig is. En die Bybel noem dit nie depressiwiteit nie, want dit is nie dit nie. Dis net 'n toestand wat in jou plaasvind deur sekere omstandighede en al hierdie dinge. Mense het emosionele pyn, dan verklaar hulle jou depressief. Jou emosies het aandag nodig. Jou emosies het genesing nodig. En daarom het ek Lukas 4 gelees, waar die Bybel sê, Jesus het gekom om die wat verbryseld van hart is te genees. Hoe kom het 'n mens ander uitkomste soek? Emosionele pyn. Daar's mense wat gebroken is. Nou is dit 'n terrein waarop die geestelike weer inkom. Mense hulle raak gebroken oor hulle sonde. Die Heilige Gees begin hulle nader om hulle te help en om hulle gesond te kry. Hierdie mense is gebroken van hart hierso. Want hulle is oortuig daarvan dat hulle geweldig skuldig is. Nou is jy gebroken, maar jy word nie gehelp nie, dan is jy depressief. Dit gaan ook oor sonde oortuiging. Daar's baie mense wat hulle is onder sonde oortuiging, hulle weet nie wat om te doen nie, die predikante en mense help hulle nie reg nie, dan land hulle daar en dan word jy verklaar depressief en jy word terapie gegee, so skokervarings en al die dinge. Daar's mense wat demonies gebind is, wat depressief verklaar word. Honderde, duisende van hulle. Ek het baie van hierdie instansies besoek waar hierdie mense opgeneem word. Daar's baie van hulle, veral in Pretoria en so aan. En hierdie mense sit daar, hulle is gebonde deur Satans geeste. En hulle ruk die tralies, hulle breek dit oop. Dan word hulle ingespuit, en dan word hulle pille gegee, en dan word hulle skokterapie gegee. Maar hulle kom nooit reg nie, want hulle is nie depressief nie. Die vraag is, wat is depressie? Net so 'n paar voorstelle van wat dit mag wees. In die eerste plek is dit 'n aanslag op jou siel en op jou wil. As jy passief raak in jou wese, dan begin die Satan werk by jou sintuie. J.C. Penrose het 'n boek geskryf, War on the Saints, 'n boek wat mense nie maklik kan lees nie, want jy word te kwaai aangeval. Die Satan begin met jou sintuie, naderhand werk hy deur in jou brein, naderhand na jou emosie, en so gaan hy aan na 7 stappe wat hy volg. En dan kom hy by jou wil, en as jy jou wil in die hande gekry het en beheer gekry het, dan raak jy buite jouself, jy verloor beheer. Dit is depressiwiteit, wanneer jou siel en jou wil in die mag van die vyand is. En die vyand kan baie wees, sal dan kyk. Dis 'n onbeheerbare gemoedstoestand wat ontstaan. En mense weet nie hoe om dit te hanteer nie, want hulle is nie geleer nie. Hulle is nie geleer in die kerk hoe om dit te hanteer nie. Dis 'n emosionele sikloon wat jou vrede, jou geloof en jou verhoudings verwoes. Alles is de mekaar, soos 'n wind wat waai in jou lewe. Dis 'n sikloon wat jou tref. En 'n mens weet wat 'n skade 'n sikloon kan doen aan 'n saak. Hierdie mense het baie swaar. Hulle kry bitterlik swaar. Dis ook die plofstof van die emosionele landmyne. Ek het nie nou tyd om 'n emosionele landmyn vir te illustreer nie, maar dit gaan daarom dat hier is soos 'n stoompot wat in jou binneste opbou. En die stoom, een of ander tyd ruk die stoompot se deksel af. Ons praat van 'n emosionele landmyn, wat soos 'n landmyn werk wanneer daar op hom getrap word en ontplof dit, en jy skiet die ewigheid in. Die plofstof van so 'n landmyn is depressiwiteit. Verder is dit nie 'n siekte nie. Dit word oral verklaar as 'n siekte, wat dit nie is nie. Dit kan psigosomatiese siektes wel veroorsaak. Baie mense word siek, psigosomaties. Daar is sekere dinge wat gebeur met 'n mens, en jy word siek. Maar depressiwiteit is nie die siekte nie. Die gevolg en die uitwerking daarvan op jou is siek word. Dit ontstaan in die dieper vlakke van die siel en maak jou lewe leeg. Nou dis so 'n bietjie 'n samevatting van wat hierdie goed is en wat dit doen. Dan, as 'n mens nou kyk na teenoor wat die sielkunde sê oor depressiwiteit en teenoor wat die woord van God sê en wat die lewe sê teenoor depressiwiteit, dan kyk ons na 'n paar oorsake van depressiwiteit. Die eerste is skok.
Mense word geskok tot in hulle wese en hulle verloor alles. Hulle bly nie dieselfde mens nie. Hulle verander verskriklik. En as die skok nie hanteer word nie, dan vat dit jou hele wese in mag. Vrees is nie depressiwiteit nie. Vrees is 'n terrein van sy eie. En dit het niks daarmee te doen eintlik as hulle vir jou sê jy's vreesagtig, jy's depressief nie. Ons praat hier van vrees, maar ons praat van mensevrees. Die vrees van God bring jou los van hierdie dinge af. Die vrees vir God maak jou gesond, maar daar's 'n vrees wat mense vernietig. En Job sê, dit waarvoor ek vrees sal oor my kom. Mense gaan haal die goed soms, maar vrees self is in depressiwiteit net veroorsaak depressiwiteit. Daar is onkunde, 'n geweldige groot terrein wat mense nie ken nie. Hulle verstaan nie. En dan gaan Hosea 4 vers 6 wat sê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die hele Bybel gaan om kennis. Die kennis van Jesus Christus, die sentrale persoon in die heelal. En hy sluit af met kennis en hy begin met kennis. Daar's 'n fantastiese boek wat volgens my een van die beste wetenskaplikes in die wêreld geskryf is, professor Werner Gut van Duitsland. Die boek se titel is In the Beginning Was Information. Informasie is die sleutel vir 'n lewe wat groei. En mense wat nie groei nie, kan nie gesond wees nie. Ons praat nou van geestelik en psigies. Onkunde is 'n geweldige vyand van die mens. En dit kan jou vernietig, dit kan jou lei op hierdie weg van selfvernietiging of depressiwiteit, omdat jy nie weet wat om te doen nie. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 18, julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Alles gaan om die kennis van Jesus, en sal weer daarna verwys. Ongeloof is ook 'n terrein wat hierdie stryd kan veroorsaak in 'n mens se siel. Ongeloof. Dis een van die basiese boustene van depressiwiteit. Verwerping, dis natuurlik dinge wat in die praktyk met 'n mens gebeur. Dinge soos verwerping, swaar stryd, eensaamheid, radeloosheid. Radeloosheid is wanneer jy aan die einde van jouself gekom het. Dis net voordat die mens oorgaan om te sê, ek gee op, pleeg selfmoord of wat ook al. Radeloos. Dan omstandighede kan vir mense baie ernstig moeilik raak. Vir baie mense. Ons almal ken die mag van omstandighede wat ons in 'n greep kry, waaruit ons nie kan uitkom nie. En jy kan nie jouself beweeg. Jy moet hulp kry daarvoor. Die omstandighede moet verander. Dan is daar sinsverwarring. Daar's kinders van God wat ook hierin ly. Sinsverwarring. Hulle weet nie presies wat in die lewe aangaan nie. Hulle weet nie wat in die mens aangaan nie. Hulle weet nie wat in die woord van God aangaan nie. Dan is daar mense wat soms hier 'n teks vat en daar 'n teks en las te mekaar. Hulle bou vir hulle self 'n nuwe teorie, maar dit is nie teologie nie. En dan begin hulle dwaal. En wanneer jy aan sinsverwarring ly, dan begin jy soos in 'n woestyn in beweeg, waar jy nie water kry nie, waar daar nie vir jou hulp is nie. Belangeloosheid is ook 'n geweldige oorsaak van depressiwiteit, veral in die kerk, waar kinders van God nie belangstel in die saak van God nie. Daar buite nog erger, waar mense glad nie omgee wat met hulle siele gebeur en wat van hulle word as hulle sterf eendag nie. Belangeloosheid in die lewe, en dit kom daarop neer dat mense net vir hulle self uiter. Paulus praat in Timoteus van die selfkultus, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, bandeloos, wreed, sonder natuurlike liefde, en dan gaan hy so aan. En hy noem die selfkultus van die laaste dae daar. En hy sê dit gaan in die laaste dae gebeur. Dis wanneer 'n mens net in jou eie kokon lewe en naderhand begin die lewe te veel vir jou word
en jy raak donker en swart daar binne. Dis belangeloosheid wat 'n mens daar bring. Selfbejammering is een van die groot oorsake van depressiwiteit. As mense heeltyd net kerm oor hoe swaar kry hulle, dan begin daai goed. 'n Mens het 'n straal wat uit jou uitgaan, wat die demone goed kan lees, en hulle sien hierdie goed raak in jou optrede. Onvergewensgesindheid. Daar's baie mense wat depressief is hierdeur, dat hulle kan iemand anders nie vergewe nie. En wat sê die Bybel? Matteus 6. God sê, as julle die mense hulle oortredinge vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie. Wat gebeur dan? Jy word van God geskei, dis al. Jy word net geskei van God, want God kan nie met jou werk nie, totdat jy daai vergifnis gedoen het. Onverwerkte trauma en pyn, dit weet ons almal hoe werk dit, dat dit kan jou moedeloos en swak maak. Jou weerstand wegvat vir die lewe, jou belang in die lewe vernietig. Onverwerkte trauma en pyn. So, ek gaan na die Bybel toe om te kyk wat is die oplossing in God se woord. Nie wat die mense sê nie, maar wat sê God? Hoe moet 'n mens hierdie ding oorwin? So hier is 'n bietjie raad. Die Bybelse stappe na verlossing. Die eerste is soek die oorsake. Jy kan nie sommer net gaan bid en sê, Here, ek is nou depressief, help my nie. Jy weet waar dit begin het, jy moet gaan kyk daarna. Dit kan iets wees wat jy kan self hanteer of regstel. God sal jou help. Maar dis dalk God se hand in jou lewe, dat jou lewe so donker geword het. En dan verstaan 'n mens dit nie. Dis een van die grootste probleme in die kerk, al die tye. Mense verstaan nie, hoekom word dit soms donker in my lewe nie? Is dit nie dalk God se hand in my lewe wat 'n doel wil bereik met my nie? God doen dinge wat ons nie verstaan nie. Hoor wat sê Psalm 119. As jy nou voel, jy is dalk depressief. Hoekom is jy depressief? Is dit nie dalk God wat besig is om 'n skroef aan te draai in jou lewe, om 'n uitkoms vir jou te skep nie? Psalm 119 sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insittinge sou leer. Verdrukking is nie duiwelse dinge nie. Ek weet, Here, dat u oordeel regverdig is en dat u my uit getrouheid verdruk het. Dis nou Dawid wat hier praat. Hy ken hierdie dinge. Dit is my goed dat ek verdruk was. Dis goed dat daar stryd in my lewe kom. Hoekom? Want Job sê, Job 36 vers 15, hy red die ellendige deur sy ellende, en hy open hulle oor deur verdrukking. Ons wil ons nie luister nie. Ons wil ons nie hoor as dit goed gaan nie. Dan moet God jou 'n bietjie druk. En hy sal nie ophou voordat jy nie gereageer het nie. Wat sê hy verder? Vir Job se vrou sê hy, toe sê hy so dwaas praat, die goeie sal ons van God aanneem, nie ook die slegte aanneem nie. As God die slegte in jou lewe stuur, is dit ten goeie. Want hy sê alle dinge werk ten goeie mee vir die wat na sy voorneme geroep is. Job sê verder, gelukkig is die man wat God kastei, verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie, want hy doen smart aan, maar hy verbind ook. Sy hand verbrysel, maar sy hande maak gesond. As ons die Bybel gaan bestudeer, het ons nie ander raad nodig nie. Ons kry al die antwoorde in God se woord. In Openbaring praat Jesus en sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Moet jy nie van die pad wat jy self loop en self uitmaak, dit is nou die probleem, terugkom en Bybel toe gaan nie. Here, geef my die antwoorde. Almal kry die antwoorde daar as hulle net wil. Almal. Hebreërs 12 praat ook van hoe God ons tugtig. Hy sê, nou lyk elke tugtiging op die oomblik nie na 'n goeie saak, maar later lewer dit vredevolle vrugte van geregtigheid op vir die wat daardeur geoefen is. Hebreërs 12. So, God gaan nie jou paai nie. God gaan nie vir jou partytjie op die aarde reël nie. Jy's hier, en hier is 'n stryd, jy's 'n gevalle wese, jy's diep getref deur die sonde, jy's half vernietig.
En nou wil God jou help, maar die wêreld trek jou aandag af van die sielkunde en die sonde en al daai dinge. Gaan Bybel toe, soek die oorsake. Miskien is die eerste een, en is God se hand in my lewe wat my iewers wil bring, en ek wil nie saamwerk nie. Die depressie het alles te doen met jou en met God. Alles. En dis waarom ons daar moet begin. Om na die Here toe te gaan met hierdie dinge. Hulle doen navorsing soos in Duke Universiteit in Amerika, navorsing op ou mense in aftreeoorde. 72% van die wat die Here dien en gereeld gebid het, het geen depressie of eensaamheid ervaar nie. Dit is tog 'n baie goeie getuienis. Dat mense wat bid en wat God dien, sal nooit eensaam wees nie. Jy sal nooit depressief raak nie. Baie mense gaan deur geweldige stryd hierdie lewe, geweldige dinge, en hulle raak nie depressief nie. Hoekom? Hulle hou vas aan God. San Francisco Medical Center sê 'n groep bidders bid vir 10 maande vir 200 persone in die harteenheid. Die resultate is dat hulle genees wonderbaarlik vinniger en deegliker as die ander. Gebed verander dinge. Gebed kan mense genees, maar hoeveel oproepe kom daar om te bid vir die en vir dit en vir dat? En mense bid nie werklik nie. Mense bid nie werklik nie. En ek kla jou nie aan nie, ek sê net, bid jy werklik? Bid jy werklik? Die tweede stap om van hierdie dinge ontslae te raak is kies jou vriende reg. Met ander woorde, kyk na jou sosiale lewe. Wat is daar wat jou kan affekteer? Spreuke 17 sê, die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op nood. Jy moet mense in jou lewe hê wat jou kan ondersteun, moet daar wees vir jou. Job 6 vers 14 sê, vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriende. Hoe kyk ons na mekaar as iemand nood het, as iemand siek is, as iemand probleme het? Hulle is moedeloos, daar is nie uitkoms volgens hulle nie. Dis daar waar ons mekaar moet ondersteun, die broederliefde moet bly, sê Petrus. Vir die moedelose moet daar liefde wees aan die kant van sy vriende. As jy met moedeloosheid dokter toe gaan, dan sê jy is depressief. Maar die Bybel sê, jou vriende gaan jou genees. Jou sosiale lewe. Spreuke sê, my seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As die wêreld jou wil gryp en op hulle pad vat, moenie gaan nie. As die wêreld vir jou wil sê, ons het antwoorde buite die Bybel, moenie gaan nie, gaan na God toe. Gaan eers na die Here toe. Die Bybel sê, wie moet in jou lewe wees? Die Bybel sê, moet jou sosiale lewe wees om gesond te funksioneer en alles. Die derde is om die duiwel te weerstaan. Daar is baie mense wat aangeval word deur Satan en demone, wat in 'n staat van depressie ingaan, want hy maak dit donker om jou. Die duiwel kan sy werk doen, die demone kan hulle werk goed doen. Hulle 6000 jaar daarmee besig. Wees ons om te sê hulle kan my nie aanraak nie. Daar is baie mense wat dinge glo wat in die Bybel staan nie. Baie mense. Nou sê hulle, duiwel kan jy niks aandoen nie. En mense wil lag oor hierdie uitsprake. Daar selfs teoloë is wat sê, die duiwel kan niks aan jou doen nie. Dan weet ek nie. Jakobus sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nou onderwerp mense jou aan God. Ek het gemeente al baie geleer, in al my gemeentes. Jy kan nie sommer net sê, Here, ek is onderwerp aan U nie, U is God en ek is mens nie. Daar is stappe wat jy moet volg. Daar is 3 dinge wat jy moet doen om jou werklik aan God te onderwerp. In die eerste plek moet jy met jou mond oop praat, hard praat, want jy het met persone te doen, Satan en God. In die eerste plek moet jy jou gewilliglik onderwerp aan God se gesag en autoriteit. Want ons is gewoonlik ons eie gesag, ons eie autoriteit, want ons bou ons lewe self.
As jy aan God onderwerp en jy op knieë staan en sê, Here, ek aanvaar U oppergesag as my God, en as niemand anders so belangrik as U in my lewe nie, dan is jy by God. Tweedens, moet jy jou onderwerp aan die wil van God. Waar kan ons die wil van God? In sy woord. Dis al. Jy moet dit hardop sê, Here, ek onderwerp my aan U wil. Laat U wil in my geskied. Laat U wil deur my lewe vloei. Die derde ding is, jy moet jou onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees. Jy moet 'n verhouding met die Heilige Gees hê voordat jy jou aan God kan onderwerp. Jy moet kennis van God se wil hê en so meer. So, dan kan jy opstaan en die wapenrusting van God aantrek en jy kan die duiwel weerstaan en hy sal van jou wegvlug. Dis God se woord. Dan die volgende is wat myself betref, verwerp dit met 'n wilsbesluit. Jy moet die saak bestudeer, ons het in die begin gesê. Jy moet kyk na hierdie onderwerp. Jy moet dit bestudeer. En dan kan dinge wees wat jy self kan regstel. En hierdie is een van hulle. Prediker 11 vers 10 sê, en weer die verdriet uit jou hart en hou die kwale weg van jou liggaam. Dis 'n opdrag. Verdriet uit jou hart. Verdriet is nie depressiwiteit nie. God sê weer dit uit jou hart uit. Weerstaan dit en dit gaan verdwyn. Hou die kwale weg van jou liggaam. As jou hart reg is, sal jou liggaam ook gesond wees. Nie altyd so nie, maar mens kan in 'n ongeluk beland. Mens kan 'n siekte ontwikkel wat nie met jou hart te doen het nie, maar as jy die verdriet uit jou lewe uitwerk, dan kan jy gelukkig wees alreeds. En dan sê hy, beveg die kwale in jou liggaam. Met ander woorde, ons moet onsself motiveer om op te staan teen ons probleme. Dis eintlik maar wat hy sê. Staan op teen jou probleme. Werk daardeur. Romeine 6 vers 12 sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. Dis vir kinders van God geskrywe. Moenie laat die sonde heers nie, en dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam wees nie, want dit gaan jou depressief maak. Dit gaan jou op sleeptou neem. Hebreërs 12 sê vir sy gemeente, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Sonde is baie keer 'n groot oorsaak van depressiwiteit en ander toestande. Ons gaan vinnig wees. Herstel jou verhouding met Jesus. Jesus is ons geneeser. Lukas 4 sê, die Gees van die Here is op my om my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat gebroken is van hart te genees, om die wat verbryselde van hart is te genees, en om gevangenes en vrylating weg te stuur. Jesus is die oplossing. Matteus 11 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Jesus nooi mense. Jesus nooi almal om na hom toe te kom vir genesing en verlossing van hierdie ding. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Daar is verlossing van depressiwiteit in die bloed van Jesus. Dis die medikasie vir depressiwiteit. Dien God met eerbied en vrees. Spreuke 14 sê, en die vrees van die Here lê sterk sekerheid ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar toevlug wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Gods vrees kanselleer die werke van die vyand en van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Hoeveel mense pleeg selfmoord omdat hulle depressief is? Die vrees van God ontbreek. Daar's ander vrees wat hulle beheer. Dis maar dit. Spreuke 3 sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ek sê nie almal wat depressief is kwaad nie, of het kwaad in hulle lewe nie. Dis omstandighede, ons het al klomp goed gesê, maar hou net op om pille te drink. Hy gaan jou bloed uit jou uittap, jou lewenssap gaan uitloop.
Hierin sê, don't depend too much on anyone in this world because even your own shadow leaves you when you are in darkness. So moenie te veel op mense en hulle metodes staat maak nie. Die oplossing is in God se woord en by mense wat hierdie goed kan hanteer op die regte manier. Hoe voel iemand wat depressief is? Ek lees vir hierdie gedig. Die put van hartseer, so rou soos vleis met lewe aan, het snikke uit my hart gegaan. My vel was weg, hoe kan dit heg? Hoe maak 'n mens die hartseer reg? My vrae is alles opgesny, die antwoord lê en bloei daarby. Die donker gat, wat moet ek vat? My siel op 'n doringmat. So sag soos wind met vlerke aankom uit die niks my eie naam. In my hand wat hou, sak hy die tou. My God het my selfs hier onthou. Dis mos nou waar. Dis hoe dit is. Die Here staan reg om 'n tou uit te sak na jou, om jou uit te trek. Ek wil net sien hoeveel tyd het ons. Ek gaan vinnig 'n paar dinge hanteer oor depressiwiteit in die praktyk en die impak in jou siel. Ons gebruik hierdie program op ander dinge ook, maar die gebonde depressiewe mens, wat gaan in sy lewe aan? In ons siel is daar 6 dieper vlakke van funksionering, wat almal nie altyd weet nie en verstaan nie, en waar stryd ontstaan en wat jou hele lewe kan donker maak. Die eerste daarvan is onbelede sondes. Mense loop met sonde en die sonde vreet aan hulle en die sonde maak dit donker en so meer. So wat gebeur in praktyk as dit daar is? Die eerste is, die erfsonde kom tot sy reg en maak jou klaar. Daar's moedswillige sondes wat jy doen, daar kan vrees wees en aggressie en allerlei dinge, die lys kan so lank wees. Onbelede sondes, dit vernietig 'n mens se lewe. Die tweede vlak is onkunde in die siel. Wat veroorsaak dit in die praktyk? Verwarring, ongelukkigheid, twyfelagtigheid, onsekerheid, verlorenheid. Die derde vlak is ongeneesde pyn. Wat veroorsaak dit in die praktyk? Onvergifnis, wantroue, agterdog, twyfel, pyn. Kan jy sien is al hierdie dinge wat 'n mens sak maak. Onopgeloste sake. In praktyk werk dit uit in spanning, onsekerheid, verwarring, verwyte, woede, vrees en so meer. Daar's baie ander dinge. Onvervulde behoeftes. Mens ken nie die Here Jesus nie, is 'n onvervulde behoefte. Jy ken nie die Heilige Gees nie, jy ken nie God se woord nie. Dis onvervulde behoeftes, maar daar's goed op ander vlakke ook. In die praktyk is veroorsaak dit pyn, geestelik psigiese pyn, vrees, welis soms, afhanklikheid, wanbegrippe, minderwaardigheid. Die hoogste vlak is sielsbande wanneer die bose jou bind en jy kan nie loskom nie. Wat veroorsaak dit in praktyk? Seksuele onbeheerstheid, onheilige verhoudings, molestering, verkrachting, dit kan dit veroorsaak. So wat doen ons? Die verdediging van die vleeslike mens se siel, vir sy of haar siel, is die volgende stappe wat hulle neem gewoonlik. Selfgelding, ek sal self uitklim uit die probleem, ek sal dit self hanteer en so meer, ek het genoeg krag daarvoor. Selfbeskerming, ek sal my isoleer, ek sal my onttrek, ek sal myself beskerm, want mense maak my net seer en die omstandighede maak my net bang en so meer. Spreuke 18 vers 10 sê, hy wat hom afskei, soek sy eie begeertes. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Selfvertroue, ek vertrou nie op God nie, ek vertrou op myself. Ek sal uitkoms kry en die mense daar buite moet my help. Dis hoe dit werk. Dan die laaste is selfbeeld. Ek bou my selfbeeld. Ek sit 'n masker op. Mense weet nie hoe ek is hier binnekant nie. Hulle sien nie my pyn, hulle sien nie alles raak nie, want ek moet mos maar aanvaarbaar lyk vir almal. Die metodes wat mense gebruik daarvoor is, ek verdien bewys en behaag. Ek verdien my guns in ander se oë. Ek bewys myself en ek behaag ander mense. Dan aanvaar hulle my met hierdie masker op, dan is my selfbeeld mos nou reg. Maar binne woed dit. Daar's nog een, selfverbetering. Mense wil hulle self beter maak.
Elke einde van die jaar, dan neem hulle nuwejaarsvoorneme, môre gaan ek 'n ander blaadjie omlaai. Vir beter. Nie een het dit nog reg gekry nie. Maar wanneer jy na God se woord toe gaan, dan word jy verlos. Die stelsel lyk dan so, verlossing van depressiwiteit, dit gaan baie vinnig wees. Genesing van die siel se dieper vlakke van stryd en pyn. Waar begin dit? Diep in die siel, by ware vergifnis. Die sonde moet uit. En wat gebeur in praktyk? Vergewensgesindheid kom in myself. Ek ontvang vergifnis en gee vergifnis. Ek is vry en verantwoordelik in my lewensbestuur. Kennis van Jesus. Dit moes eintlik eerste gewees het. Nederigheid, genade, waarheid, mensgerigtheid en kennis maak jou vry. Kennis het om in wysheid in 'n kind van God se lewe. En dan is Jesus op die troon. Die derde vlak is innerlike genesing. Ons gaan 'n reeks daaroor hou een van die dae. Jy is vry en jy word verlos en jy word vertroos. En dis wat ons in Lukas 4 gelees het. Die Gees van die Here is op Jesus. Omdat hy gekom het om mense vry te maak, is te verlossings meer. Die volgende vlak is innerlike sekuriteit. Wanneer jy met God op pad loop en wanneer jy op die pad van die lewe regloop, het jy sterkte. Jy het krag in jou lewe en jy het autoriteit en gesag wat jy kan gebruik in die geestelike oorlogvoering en in jou eie persoonlike lewe en jou verhoudings alles. Jy het gesag en autoriteit nodig. Baie mense het dit nie. Dit sit om in liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, die vrug van die Heilige Gees. Dit gee innerlike sekuriteit. Dit maak jou innerlik gesond en sterk. Die volgende vlak is om 'n wenner in Christus te word. Gesonde kommunikasie, die wapenrusting, dinamiese geestelike lewe. Dan raak jy 'n wenner in Christus. Maar as een van hierdie ontbreek, is jy verloorder. Kommunikasie, die wapenrusting, geestelike oorlogvoering. As jy dit nie doen nie, gaan depressiwiteit maklik van jou beslag lê. Dan die laaste is oorwinning. En hier is 'n pad na oorwinning, selfkennis. Jy moet selfkennis van die mens opdoen en van God se woord en van die Here. Selfbegrip, hoekom is ek hier? Ondersoek die saak, ons het net al gepraat. Ondersoek, waar kom die ding vandaan? Selfverloning. Dis een van die grootste probleme in kinders van God se lewe, om hulle self te verloon. Jesus het 2 keer gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy elke dag sy kruis opneem, homself verloon en my volg. As iemand homself nie verloon nie, kan hy nie my volgeling wees nie. Paulus het gesê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Ek wil nie meer leef nie. Nou kom daar 'n nuwe mens te voorskyn, 'n gesonde mens, 'n oorwinnende mens, 'n nuwe mens wat volgens die beeld van Christus verander en wat gereed maak vir die koms van die Here en wat sy vrug op aarde dra. Selfkruisiging, dis maar wat ek nou eintlik genoem het klaar. Paulus sê ek is met Christus gekruisig. Om vry te kom en om 'n wenner te wees in die lewe en om verlos deur die lewe te gaan, is selfkruisiging nodig en dan selfbeheersing. Die vrug van die Heilige Gees bestaan uit 3 emosies en 6 deugde. Die vrug van die Heilige Gees word opgemaak met goddelike liefde en hy word afgesluit met selfbeheersing. Alles daarin is die krag wat 'n mens verlos van die wêreldse aanslag, van die aanslag van demone en bose geeste en van omstandighede en van onkunde. So mag die Here ons daartoe help. Amen.